Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Ja nee, kyk, die oggendstond het goud in die mond en ons hoop jy is gereed om hierdie dag voluit saam met ons aan te pak. Rosie, waarna kan ons alles uitsien vanmôre? Wel, ons vind later meer uit oor 'n inisiatief om die vermorsing van kos te verminder. Ons gesels met die fietsryer Shaun Badenhorst, fokus op die grootste aanlyn openbare redenaarskompetisie, gesels oor 'n projek waar mense klaviere kan skenk. En Karin kom deel nuwe musiek. Dit klink baie lekker, baie lekker. Ja. Soos altyd man, ons bring dit net hier vir die mense soos wat ou dit kan doen. Jy weet, as ek nou dink aan oggendstond het goud in die mond, dan dink ek net aan daai rappers wat so smile en dan sien jy net die bling, papa. Sien dit? The grill. The golden one. Is dit 'n grill? It's called a grill, yes. Ek wil kyk as ek vir my so 'n grill kry. Dink julle mense sal aanklank vind of sal hulle sê nee, wag 'n bietjie as ek net so sê? Kyk, ons weet sy glimlag trek baie aandag, né? Baie aandag. Oh, I love my smile. Ek moet dit sê. Jy kort nie 'n grill nie, want jou tande is al reeds, it's just giving bling 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 bling. Baie waar. Almal vra ons daaroor, Pieter. Dames sê nou die dag vir my, "Oh, your teeth look like stars." Ek sê, "Hopefully because they are shiny and not so far apart." Nou ja, het julle 'n bietjie na die winterspele gekyk die afgelope tyd? Ja, so hier en daar 'n paar video's, ja. Ek's bietjie agter, maar Ons het ons begin so aan die begin of iets, was ons met die bobsled team of een of ander Ja. span wat so uitgeval het en die dinge dames gesit, maar hoor gou hier, so altyd 'n ou ligpuntjie en wanneer dit by diere kom, moet ek vir jou sê, laat dit my mond ook 'n bietjie trek. Tydens die kwalifiserende ronde van die vroue se landloopspan naloop by die Winter Olimpiese Spele in Italië, het deelnemers 'n onverwagte mededinger gehad. 'n Hond wat losgebreek het. Televisiekameras van NBC Sport het vasgevang hoe die hond, het sê wolfhond, die Kroatiese skeer Tina Hadzik oor die eindstreep gevolg, terwyl toeskouers luidkeels juig. Sy stertjie het geswaai. Die grootste gejuig van die dag en tot dusver nie vir die enige van die skeers nie. Maak 'n omroeper om die beeldmateriaal wat op die amptelike NBC Olympics rekening gedeel is op. Die hond se naam is Nazgul. Wat 'n naam. Vernoem na die karakters uit The Lord of the Rings. Duidelik het ek nie Lord of the Rings gekyk nie. Volgens die eienaars is die 2-jarige hond koppig, maar baie liefdevol. Hy het die oggend meer as gewoonlik gehuil toe hy sien sy mense vertrek en wou waarskynlik net saamgaan. Hy soek altyd mense, het die eienaar gesê. Nazgul is ongedeerd terug huis toe geneem na sy onvergeetlike oor die eindstreep oomblik. Dink julle hy verdien 'n medalje? Sy verdien 'n medalje? Ek dink so. beslis. Beslis, net omdat daai hond so oulik is en die feit dat dit so 'n husky tipe hond is, it fits into the whole kind of stage of the Winter Olympic Games so perfectly. Ek het eintlik gedink die hond is deel van die event. Ja. Dit wil se voorkom. Dit het so gelyk, ja, nee? Ja. Dit is so asof hy aan Q gesê is. Exactly. Dalk Dalk mooi moet agter hulle, hulle gebly. ja, Hulle is oor die wenstreep. dalk moet hulle soos 'n nuwe event inbring vir die volgende Winter Olimpiese Spele waar die huskies die goed trek soos Beautiful. ons sien in die flieks, nee, dit sal nou lekker wees. Dit kan baie oulik wees. Baie, En baie prettig wees. Daar is nogal 'n bucket list vir my om een van daai dog sleds te gaan Ja. doen. Regtig in die middel van Alaska of iets of waar dit Ja. ons nou waar hulle gebruik. Wil ek ook gaan. Gaan hondjies gaan en dan met hulle gaan. Hulle net laat loop. Jy is weer net op 'n ander vlak vandag, Pieter. Nee, wat man, kom, laat ons hoor. Wat se Nee, oggendstand het ons verder? Verder, kla julle as iets verkeerd is met julle kos. As wat gebeur? As julle iets opmerk wat nie reg is met 'n kosbestelling of even anything that you bought online, if it's not according to what you wanted, will you go and complain? Roos, as ek ja sê vandag, dan gaan vir my vrou sal 'n complaint insit en sê, "Hy jok, praat die waarheid nie." Nee, ek stuur nooit iets terug nie. Sy is die enetjie wat sal sê, Ja. "Hier's 'n probleem." Ek sê, "My vrou, ek sal dit eet nie Ja. hoor nie." Of kom ons vat Ek moet takeaway. sê dit hang af van geval tot geval. Ja. As dit nou werklik soos jy weet, as dit nou kos is wat nie gaar is nie, Yes. dan is dit vir my maar nie sommer nie. Moet sê dit het my darm nog nooit regtig Okay, ek deel jou gekom nie. sentiment. Dit is nou regtig 'n groot issue. Yes. is, Ja. Dan sal ek soos Ras kla oor my kos en Ja. Sy het nog nie geantwoord nie. Nee, Maar ek maar weet wat die weet jy antwoord wat nee, as net soos wat Elsa sê, as dit nou 'n groot
issue is something's really not right, or if I get an order that I didn't order, of as hulle nou iets heeltemal verkeerd gekry het, I will say something. Ja. Because also I think it helps businesses to improve if there is feedback. Obviously, it's about the way that you do things. Well, Burger King are now giving their clients a direct way to air their opinions. Jy kan nou die maatskappy se uitvoerende hoof persoonlik kontak. In plaas daarvan om slegs op vraelyste of e-posse staat te maak, kan gaste nou die president Tom Curtis skakel of 'n boodskap stuur om hul ervarings en voorstelle te deel. Volgens die onderneming sal Curtis daagliks soveel oproepe as moontlik self hanteer. Elke boodskap wat ontvang word, sal gelees en beantwoord word. As die tuiste van Have It Your Way is ons gaste ons belangrikste raadgewers, het Curtis in 'n verklaring gesê. Ons is dankbaar vir hulle terugvoer wat ons handelsmerk vandag en in die toekoms help vorm. Hierdie stap kom ook nie net uit die bloute nie. Burger King maak al 'n geruime tyd staat op klante-gedrewe insette onder meer met die $1 million Whopper kompetisie, waar aanhangers hul droom Whopper kan voorstel, as ook Whopper by You, wat klante se idees na restaurante geneem het. Volgens die handelsmerk is die doel om die leierskap nou direk betrokke te maak, juis om daardie kringloop van terugvoer aan die gang te hou. Net met minder tussenstappe. Sjoe. Sure, Hy dis sien 'n kans vir move. baie, hy sien kans vir baie. Hy doen, nee, want hy is die uitvoerende hoof of die president van Burger King. You've got so much other stuff on your plate. And now, if someone's onion rings were not crispy enough, they're going to call you or send you a message to say, "Hi, Tom Curtis, please address this issue." Ek dink Tom gaan so die eerste paar 100 boodskappe lees en dan sal hy sy AIPA kry om die res te beantwoord. Hulle sal seker kyk waaroor gaan dit, en ek meen dis nou hier waar AI nou mooi gaan inkom. Ja. Want obviously gaan hulle nou mooi kan lees wat, dan hoef die arme man nie self die tientalle duisende boodskappe. Ja. Ek het nogal baie respek vir maatskappye wat werklik daaraan aandag gee om kliëntediens, jy weet, Ja. tot so 'n mate te verbeter ook. Maar ek kan dink dat dit in 'n baie vinnig in 'n so bietjie van 'n nagmerrie kan ontaar. I think so as well. And you said like an AI assistant, but maybe he will have a department of people that are handling the claims. And, because obviously that's not his real phone number or his real email address. Come on, like he's got way more important things to worry about. But the fact that they're putting customer satisfaction at the top of their list and making it so much easier to get hold of the person who's running the ship, then you know what? I'm all for it. Cliffhanger, dames, met watter groot baas sal jy wil gesels? Watter uitvoerende hoof sal jy mee wil kontak maak? Van so 'n maatskappy. Nee, van enige Van maatskappy. enige maatskappy. Of dit nou kos of klere. Ek sal graag vir die Wag, ek wil raai Elon Musk. Nee. Nee, I want like a direct line to any of the international airlines so I can say, "Hi, please can I have a ticket to the Maldives?" Julle diens is so verruklik. Ek wil Yes. net sê, ek kan nie op met my komplimente nie. Wink wink. Ek gaan saam raas. Dress your team for success, like us, with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel really matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Bly ingeskakel, net hierna kuier ons weer verder. Goeiemôre, good morning. Los skuld agter met AfriSkuld. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark.
Weekends are there for you to braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Maak reg Suid-Afrika, Rock My Wêreld tref Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock My Wêreld, kom sing saam. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ons het sommer nog baie lekker gesprekke vir bietjie patapata, so jy moet net ingeskakel bly. Dis nou wat ons flaf noem, né? Want ek is so opgewonde om vir die mense te vertel oor al die stories wat ons nog het. En dan drink ek maar 'n sapie net om weer daai mond bietjie vog te gee. Maar hartlike goeiemôre. Elsa gaan weer sê, Pieter, jy is op jou stikke vanoggend. Ek begin al hoe meer voel soos 'n oggendmens. Maar ek was nou so bang, dit is hoe ek gaan klink. So ek gaan nog 'n slukkie. Ek vat jy maar 'n slukkie van die sappie. Baie dankie vir die sappie wat julle vir ons hier so neersit, hoor. Rag, is dit help baie so vroeg in die oggend. Na daai eerste koppie koffie. Waaroor gesels ons nou? Ag, dankie vir die gratis vermaak, Pieter. Ons kan net dankie sê. Ja. Nee, ek wil vir julle vra, ek meen iets so stolgeld is, jy weet, mense gesels gereeld daaroor. En daarmee verwys ek nie nou noodwendig na e-tol nie. Ons weet dit was ook nogal 'n omstrede onderwerp tot dusver. Maar wanneer jy deur die tolhekke beweeg, het jy gewoonlik klein geld byderhand? Nee. Want daar is mos nou, dit is darm nou 'n bietjie meer gerieflik na aanleiding van die feit dat jy kan tap met jou kaart, waaroor ek baie bly is. Maar ek het ook nooit klein geld by my nie. Die rede hoekom ek vra is net om julle te herinner aan die feit dat julle moet seker maak om 'n ekstra geldjie in jou beursie te hê wanneer jy weer deur 'n tolhek beweeg, want motoriste reg oor die land sal vanaf die 1 Maart meer by tolhekke moet betaal, nadat SANRAL 'n jaarlikse tariefaanpassing van 3,12% bevestig het. Nou die verhoging wat vroeër van dese maand in die Staatskoerant gepubliseer is, hou verband met inflasiesyfers soos verskaf deur Statistiek Suid-Afrika. Die aanpassing is laer as verlede jaar se stygings van 4,85%. Nou SANRAL sê tolinkomste is noodsaaklik om die instandhouding, bedryf en verbetering van die nasionale padnetwerk te befonds, en dan is dit natuurlik ook belangrik vir iets so skuld wat aangegaan is met tolpadprojekte. SANRAL se hoofbestuurder vir kommunikasie en bemarking, Vusi Mona, sê die inkomste ondersteun die agentskap se breër infrastruktuurmandaat. En daar word ook gesê die fondse dra grootliks daartoe by dat SANRAL sy mandaat nakom om gehalte padinfrastruktuur te lewer wat waarde toevoeg tot die lewens van Suid-Afrikaanse burgers. Dan word daar bygevoeg dat betroubare padinfrastruktuur noodsaaklik is vir ekonomiese aktiwiteit en dienslewering. Ek sien nog iets wat uitgesonder word, is dat belangrike ekonomiese infrastruktuur, soos die nasionale padnetwerk, blykbaar 'n voorvereiste vir die lewering van basiese dienste soos elektrisiteit, water, sanitasie, telekommunikasie
en openbare vervoer is. Mona het erken dat verbruikers tans finansiële druk ervaar, maar sê die aanpassing is nodig. Daar word ook gesê SANRAL het begrip vir die Suid-Afrikaanse publiek, gegee die huidige stand van die ekonomie. Dit bly egter belangrik om glo die aanpassings deur te voer, sodat die agentskap veilige en gehalte paaie tot voordeel van alle padgebruikers kan bly lewer. Die verhoging kom te midde van stygende lewenskoste met hoër vervoerkoste wat waarskynlik verdere druk op huishoudings en motoriste sal plaas wat daagliks hierdie tolpaaie gebruik. So ek dink wanneer 'n mens so daarna kyk, weer eens vir die ekonomiese impak, dit klink nooit na baie nie, maar wanneer mense die sommetjies gaan maak, jy weet, na aanleiding van mense wat daagliks deur daai tolhek beweeg, en dan kan dit nogal by 'n aardige bedragie uitkom. Dit maak 'n verskil. Die omgewing waar ek gebly het in Montana, Pretoria, het my genoop om elke dag deur 'n tolhek te ry. Ja. So nommer 1 kon ek nooit verstaan hoe word 'n tolhek gesit. Jy weet voordat jy nou na 'n neighborhood toe gaan waar jy nou bly nie. Dit word ons nou gebruik as jy die pad slaan, maar dit het nogal 'n impak gemaak en jy weet baie keer dan gaan 'n ou 3-4 keer deur daai tolhek. Jy het dalk gery om die kinders af te laai terug huis toe. Dan moet jy weer gaan oplaai terug huis toe of sport toe vat terug huis toe. Dan maak dit 'n impak, verseker. Ek het altyd gewonder, want ek was al by daai huis van jou jare terug waar jy gebly het, maar ek het altyd gewonder mense wat wel in woonbuurte bly waar daar 'n tolhek is waar hulle moet deurry, kry jy nie een of ander subsidie of compensation because this just happens to be where I live. Like I didn't ask for there to be a toll gate here. Ja, nee. In die ou dae was daar 'n ding wat sê die wet van Transvaal. Toe word die wet van Gauteng, maar dit is maar jy moet betaal. Jy gebruik die pad en dan sit nou maar so. Sorry, ons gee vir jou 'n goeie pad om op te ry. Ja. Ons gaan nie afslag kan gee nie. Ek dink wat die meeste mense bekommerd maak, is die feit dat sommige van hierdie fondse of 'n deel van hierdie fondse veronderstel is om aangewend te word om die paaie te verbeter en ook in stand te hou. En ek dink wanneer 'n mens kyk na ons paaie, dan is dit ek dink 'n mens kan dit so 'n bietjie bevraagteken na aanleiding van die toestand waarin die paaie is, veral in Gauteng. Dink jy daai geld word aangewend net vir die tolhek wat jy gebruik en betaal of is dit veronderstel om ook aangewend te word om die paaie rondom dit? As dit nou nie 'n fisiese tolhek is, as jy nou op die N1 of die N4 waaiewer is wat deur hierdie tolhekmaatskappy bestuur word nie. Want ek meen die tolpaaie lyk daarom in 'n goeie kondisie. Maar ek stem saam met jou, die ander nasionale paaie, dit lyk wie se verantwoordelikheid is dit of kan hulle ook maar 'n geldjie bydra? I do want to be a bit of devil's advocate here. I mean, we did a lot of traveling over the December holidays on the National Road N1, N3, and I did feel like the way that the maintenance has been done and just the smoothness of the roads and the way that our highways are, even if you compare it to highways from overseas, a 5-lane highway in the UK is like unheard of. And we do have a good sense of maintenance on those roads. And that's why maybe I don't mind an increase in the toll fees. I mean, obviously it's going to affect my pocket at the end of the day, but if the maintenance is being done and if those roads are a pleasure to drive on, then give me your 3.12% increase, I'll take it. Kies graag om te betaal op 'n pad wat vir my lekker ry en ek weet hulle maak dadelik 'n plan en daai goedjies word vinnig reggestel of as daar ongelukkig is hulle dadelik daar en so aan. Ek dink dit kan bietjie duideliker gemerk word wel op sommige plekke. Dit is nie altyd baie duidelik wat verf betref nie, maar goed. Bly waar jy is. Ons is net hier na weer terug. Jy kuier saam net hier by Goeiemôre, Good Morning. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Live in the moment, not in the worry. With
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. So wat 20 miljoen Suid-Afrikaners gaan slaap daagliks honger, terwyl ongeveer 10 miljoen ton kos jaarliks vermors word. Refreshie is 'n kreatiewe platform wat hard daaraan werk om die probleem op te los. Ek gesels nou met die besigheidsontwikkelingsbestuurder Kobus Swarts om meer uit te vind. Hartlike goeiemôre, good morning, welkom. Goeiemôre, môre. Kobus, waar het hierdie inisiatief en die konsep ontstaan? So, dit het ontstaan as gevolg van 'n groot probleem wat ons tans het in Suid-Afrika. Daar is 10 miljoen ton kos wat op as hope en so aan opeindig aan die einde van die jaar. So Refreshie help om daai kos met die verbruiker te connect voor dit tot op daai punt kom. So die konsep is reeds suksesvol in Noord-Amerika en Europa en dit het baie mense se lewens verander. Kan jy 'n bietjie meer daaroor gesels? So baie mense in Suid-Afrika ook het nie regtig die geleentheid, as ek dit so kan stel, om sekere produkte te koop nie. En so aan kan hulle ook dan die app gebruik om sekere produkte dan vir hulle self aan te skaf en dan wat hulle kan ook probeer wat hulle nooit sou kon nie. So dit is kos en produkte van sê nou restaurante of kruidenierswarewinkels wat dalk net op die sell-by is en dan word dit nou op die app gesit en mense kan dit koop vir goedkoper. Ja, so dit is ons het dit op die app, dan koop hulle dit vir goedkoper prys wat hulle sou in die winkel. Yes. Right? So ons het Spar, ons het Vida E, ons het Bootlegger, Krispy Kreme, Newmark Hotels, daar's vir 500 plus winkels op die app. Ongelooflik. So jy het nou vir ons 2 sakkies gebring. Ek wil baie graag sien wat is in hierdie Refreshie sakkies en kan jy vir ons verduidelik die verskil tussen die goed wat mens op die app kan kry in hierdie sakkies? So dit hang af van plek tot plek en dan gewoonlik by 'n Spar het ons kategorieë wat either 'n bakery bag, 'n deli bag, dry goods, fruit and veg. So hierdie ene kom van Spar Holloway. Dit is 'n bakery bag. Ek weet nie of jy dalk wil oopmaak nie. Kom, laat ek oopmaak. Ek is honger, dit is vroeg in die oggend. Kyk. So dit is 'n surprise bag. Ons weet nie wat is daar in nie. Lekker. Hier is 'n raisin bun. En dit sê jy kan sien hier bakery managers markdown. Yes. So dit is eintlik deel van die doelwit van wat jy wil regkry hier in Suid-Afrika met Refreshie. So baie van die kosse, soos jy gesê het, is naby en sell-by. Ja. So dit is nog steeds reg vir ons almal om te eet. Jy self sal dit eet, die mense in die Spar sal dit self eet. Daar's niks fout met die kos nie. Ja. Dit is net unsold food. Ja. Wat moet uit sodat hulle die koste kan opmaak daarvan. So hoe gaan julle die sukses van Refreshie in Suid-Afrika kan meet? Hoe gaan dit so ver met die app? Dit gaan baie goed. Ons het tans 160,000 app downloads en about 80,000 followers op ons sosiale media. Soos ek gesê het, oor die 500 winkels het, en ons het net begin. So die plan is om so groot te groei soos wat dit doen in Europa en in die ander lande. Is dit maklik vir die groot handelaars om
by julle aan te sluit en is dit maklik vir julle om hulle te oortuig om te sê, luister, julle hoef nie van hierdie kos ontslae te raak nie. Julle kan eintlik 'n verskil maak in mense se lewens en dit bietjie goedkoper verkoop. Dit is nie altyd so maklik om mense te oortuig nie. Hulle is nog die app is nog net. Ja. Maar van die mense, sodra ons hulle daarvan vertel, is hulle verskriklik bly dat ons hulle kan help. Want almal weet dit is 'n groot probleem in Suid-Afrika. Is Refreshie landwyd beskikbaar? Dit is, ons het mense van deur die Weskaap, op die Garnroute, deur op in die Ooskus, op tot in KZN en dan in Gauteng ook. En ons is tans besig om baie groot te groei om by die ander plekke uit te kom. Kobus, hoe lank dink jy gaan dit neem om die probleem van kosvermorsing veral hier in Suid-Afrika op te los? Ek weet dit is 'n moeilike vraag om te beantwoord, Ja. Want dit is 'n moeilike situasie. Ja. Maar hoe lank dink jy gaan dit neem? Om eerlik met jou te wees, ek weet nie. Ja. Dit is 'n baie moeilike vraag en ek hoop ons kan help daarmee om daai situasie vinniger te kan probeer oplos. En dit is amper 'n mindset shift wat moet gebeur met die handelaars, die restaurante, selfs die mense wat wil koop. Dit is iets wat jy aan moet dink en dan jou siening moet verander en dan jou hele lewe kan verander. Ja, en die ding is, baie mense kan dan sekere kosse bekostig wat hulle nie voorheen kon nie. Ja. Wat koop jy op Refreshie? Ek koop alles. Ek hou daarvan om alles te probeer. Jy kan nuwe goed probeer wat jy nooit het nie. Nuwe winkels. So ek hou van die grocery en dan hou ek ook van die bakkerye. Yes. So hierdie surprise bakery bag is heeltemal up your alley. Yes. Wat koop mense die meeste? Groceries. Ja. Dit groceries is 'n groot deel daarvan omdat dit in ons land is dit baie keer bietjie onbekostigbaar. Ja. Hierdie sakkie was R96, jy kry R150 se waarde daar binne. En dan hierdie ene was R69 en dis ook R150 se waarde daar binne. Wat is mense se terugvoer wat Refreshie gebruik? Love it. Hulle hou baie daarvan, hulle is baie bly dat daar so iets is in Suid-Afrika en dat ons die geleentheid het om mense te kan help. Wat is julle planne om nog in die toekoms te groei en om seker te maak dat meer mense bewus is van hierdie app? Ons is besig met 'n bemarkingsstrategie rondom dit en dan ook is ons besig om meer in die land in te vaar in die kleiner dorpies en so aan wat dit ook nodig is. Ek wil graag weet, as mense meer inligting wil kry, hoe kan hulle te werk gaan om die app om uit te vind oor die app en hoe dit werk? So ons het 'n website, refreshie.co.za en dan het ons ook die app kan jy gaan download op die Android en Apple Store. Ja. Kobus, dankie dat jy hier by ons aangesluit het. Ek wil ook nou kyk wat in die ander sakkie is voor ons nou uiteindelik vir jou baie sê, I want to know. Hierdie kom van Spar Old Farm af. Dit sal jou grocery bag wees. So dit sal iets wees wat jy dan gewoonlik in so 'n sakkie sal kry. Ja, 'n lekker stukkie koek en sap en piesangs. Baie dankie Kobus. Dit dan Kobus Swats van Refreshie. En ek hoop ons skep nog hoop hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is net hierna terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A,
verkleur jou wêreld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Ek is Arnold Geerts. Tyd vir sport. Today I'm joined by Shaun Badenhorst, a man who describes himself as a family guy, a writer, a mountain biker, and co-founder of Tread Media and Top Mountain Bike Trails. Nice to have you with us, Shaun, and a hearty good morning to you. Welcome with us. But we're really not talking about cycling this morning. That's an aside to everything, because I was fascinated and at the same time horrified to see that you suffered a heart attack, and the rest of it is just, it was a scary story. Take us to the beginning and how this happened, please. Yeah, actually, I'm still a little surprised that I actually had a heart attack. I've lived pretty healthy my whole life, been very active with cycling for more than 30 years. And yeah, just after a gravel race, my first gravel race, I crossed the finish line, felt a bit of discomfort, and realized when my son was driving me home that I was actually having a heart attack. So you actually realized it yourself at the time? Yes. Okay. Luckily, my neighbor had a heart attack 6 years before, and I took him to the hospital, and I recognized the symptoms. Unfortunately, he died. Oof. So I wasn't sure. I wasn't sure what was going to happen. So it was a very scary experience. But my son took me straight to a hospital, and they managed to stabilize me, which was great. It saved my heart muscle from any damage. Okay. What was the next steps after that? Because then it got even worse, didn't it? Yeah, so I was at a private hospital. I have medical aid cover. It was just after lunch on a Saturday, and they told my son that our medical aid is suspended, which was a bit of a surprise to me. So because we couldn't get hold of anybody at our medical aid on a weekend, they ended up sending me to a government hospital where I spent a few nights at the Charlotte Mitseki Hospital in Joburg, the old Joburg Gen. And on the Monday morning, while I was having an angiogram, my wife called the medical aid and they apologized. They said, oh, there was a mistake, so it shouldn't have happened. So yeah, so they did commit to covering all my costs, so hopefully that continues. But yeah, interesting experience in a government hospital. But yeah, I then had to have triple bypass surgery in a private hospital, and that's gone pretty well since then. There were all sorts of complications. They had to open you up again and go back in and all of that stuff, which I read on Facebook. And as much as I was horrified, it was fascinating. But I do want to go back. How many Ks a week were you cycling over those 30 years? Give me an average. Yeah, so I don't really measure kilometers, but I suppose I would say between 10 and 12 hours a week of riding. Okay. On average over those years, so 4 to 5 rides a week. Yeah, probably a bit more than the average person because I have the ability to ride on weekdays. And you were also quite competitive at the very same time. Yeah, I've always been competitive my whole life. Even that race where I was, after which I had the heart attack, I was thinking, well, at least I can try win my age group. You know, if I'm not, so I'm always competitive in any event that I enter. Of course. So yeah, probably won't ever change. Now, the big question is why? How did you end up with that incredibly fit body of yours, as I've known you all the years, having a heart attack? What do the docs say now? So my mistake was that because I've been so healthy, I'd never really felt the need to go for checkups. And if I had gone for annual checkups, probably from the age of 40 or so, they would have picked up that I have atherosclerosis, which is atherosclerosis. Yes, okay. which is clogging of the arteries, and
because I don't have the usual lifestyle problems like obesity or diabetes or alcoholism or smoking, they just assumed that it was hereditary or passed down genetically. So my dad did have issues as well. So he had a bypass surgery about 11 years ago, and my mum's dad died of a heart attack. So you got a double whammy. So I got a double whammy, and so now obviously I'm aware of this, and I think that everybody that actually is in their 40s, certainly males especially, should be going for a couple of checkups with a GP and asking specifically for heart-related or circulation-related tests. Of course. You're out there now spreading the gospel, but at the very same time, you were saying to me earlier that there's virtually, in the last 30 years, there's been no movement on heart health. And I find that shocking. Yeah, a lot of the recommendations these days relate back to tests and studies done in 20, 30 years ago. So it's I'm hoping that there's going to be more new studies done on this. It's very traditional, a lot of what's done in terms of heart health, and it's a big ship to turn, So I guess there have been breakthroughs and new studies, but it'll take some time before it all moves into the mainstream medical system. Let's get back to cycling for just a second or two. First things for me, you've been involved, you were editor of the top cycling magazine for ages in South Africa. Where do you see South African cycling right now? How are we doing? We're doing great in some instances. Unfortunately, road cycling is probably at a low, mostly due to poor roads and the high costs of policing road races. So, but mountain biking has flourished and gone through phases. It's not at its peak currently. Trail riding itself has become quite popular. The COVID lockdown encouraged people to ride and not race, and so that's become very popular. E-bikes are very popular, which is great. Getting a lot of new people into riding, and all the fun without the suffering. And gravel racing is starting to pick up as well. So a lot of road cyclists are moving into gravel racing, which is very tough, to be honest. But yeah, that's pretty much where it is. And interestingly and excitingly, a lot of youth getting into mountain biking. There's very good structures in place these days. So, yeah. And then on a global scale, of course, cycling is flying, isn't it? Yeah. I don't think road cycling has ever been this popular. The structures of the sport still need some work, but I feel like I don't think it's ever been there's never been so many talented guys at the top battling each other every weekend. So it's been really exciting on the road side. Mountain biking, we're very fortunate to have some of the best in the world from South Africa. So yeah, I think it's in a healthy space. Lastly, to get back to the original conversation, what do you recommend for men to do in particular? Yeah, so I think if you have a history of heart issues in your family or circulation issues, I would recommend even from the age of 25 to start getting checked by your GP, and if things escalate from there, you'll go to a cardiologist. Okay. Shaun Badenhorst, it was fascinating to speak with you. I could carry on with this conversation for a long time. Thank you so much for your time. Best of luck and nice to see you back on the bike and riding again. Thank you. Dis dan Shaun Badenhorst wat vir ons 'n lesie leer oor gesondheid. As jy dink daar mag 'n probleem wees, gaan asseblief dokter toe. In the meantime, we hope you stay right where you are, because there's still a whole lot of fascinating conversations right after this here on Goeiemôre, Good Morning. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories.
en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. You're watching Goeiemorgen, Good Morning. The Santam Ensure Your Future Money Bootcamp series is a practical financial education initiative designed to help South Africans build smarter money habits and take control of their financial futures. The bootcamp focuses on real-world skills from budgeting and saving to managing debt and planning ahead, all aimed at turning everyday financial decisions into long-term financial security. In this episode, financial journalist Maya Fisher-French and personal finance expert Mapalo Maku tackle one of the most important money moments of the month, payday. It's the point where good intentions can either turn into solid planning or disappear into a quick few swipes. Can you tell us, what is your budgeting process? Are you an Excel spreadsheet type of person? Do you use good old pen and paper, or do you use apps? How do you go about your budgeting? Funny enough, I actually do all those three, because FNB has now got us an app where we can limit with regards to different categories of, that is your spend on food, gym, clothing, groceries. So I use the Excel spreadsheet on the laptop, and I use pen and paper. Just before I sleep, I would go through the day as to where's the money gone to. That's how I can actually remember where every cent goes to. And then also the app also lets me know. Mapalo, you have a pen and paper. So I must tell you, if Mapalo and I meet for coffee, she brings out a pen and paper and she fills it in. So you're a big pen and paper person. I am, Maya, because for me, it just brings in the intentionality. How much am I spending? And for me, you know, I always say the net worth calculation is my favorite calculation. So I have it in my bedroom, right? So it's a constant reminder. You have it in your bedroom, like up on the wall or what? On my wardrobe. On your wardrobe? Yes. Your net asset value? Yes. I love that. So when I wake up, I'm like, oh, okay, this is where I am and this is the goal. So as I go about my day, yes, I do enjoy myself. We do go for coffees, we do go for breakfast, but I will write, okay, this is how much I've spent, and in terms of the category of going out, this is where I am. So I think it's about intentionality. It doesn't have to be tedious if you're not that type of person. Always insightful. For more information and full episodes on this series, you can go to the website that you've seen at the bottom of your screen, and we'll also put the details up
on social media. It is informative, and who knows, you might learn a thing or two about how to manage your money smarter. So ons is vanoggend weer hier om te fokus op moedertaalonderrig in skole en die impak wat dit maak op iets soos matriekuitslae. Die uitvoerende hoof van die MOS-inisiatief, Rudolf van der Westhuizen, en die hoofuitvoerende beampte van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, Daan Potgieter, kuier hier in die ateljee. Welkom julle, dit is altyd lekker om julle hier te hê op Goeiemôre, good morning. Goeiemôre, is lekker om hier te wees. Ons het nou net gepraat oor die matriekuitslae. Ek meen dit is net oor 'n maand vandat ons hulle gekry het en dit is steeds op almal se lippe. Watter tendense het julle gesien in terme van verlede jaar se uitslae? Rosanne, ons is opgewonde oor 'n paar goed. Ek dink veral as dit kom oor moedertaal en spesifiek Afrikaanse skole. Ons weet die nasionale uitslag of die slaagsyfer was 88%, maar in skole waar Afrikaans nog as onderrigtaal gebruik word, was die slaagsyfer 91%. Ja. En pragtig om te sê, die in enkel medium Afrikaanse skole slaagsyfer net oor die 92%. So daar's 'n baie duidelike neiging wat beteken moedertaalonderrig en die waarde daarvan. Ander neigings wat ons gesien het is, ons is nog steeds bekommerd oor wiskunde. Daar's so effens van 'n draaipunt rondom die wiskunde prestasie, maar wat ons bekommerd maak is dat die aantal onderskeidings het afgeneem, en dan is ons ook bekommerd dat daar heelwat skole is wat nie meer suiwer wiskunde as 'n vak aanbied nie. Ja. Amper 500 skole of openbare skole in Suid-Afrika wat nou sê maar ons bied nie meer wiskunde aan nie, maar net wiskundige geletterdheid. Ja. Fisiese wetenskappe is ook dalk by 'n kantelpunt. Die uitslae en die verwagtinge daar bietjie beter as die vorige jaar, maar ons is bekommerd oor 'n vak soos rekeningkunde. Ons sien dat daar is 'n dalende neiging van leerders wat dit neem en natuurlik ook die prestasie in die vak self. Ja. Maar in die breë kan ons sê dat enkel medium Afrikaanse skole het weer uitgestyg bo almal. Ons het eintlik hier op Goeiemôre, good morning al gesels oor die feit dat daar so min skole nou is wat wel suiwer wiskunde aanbied. Is dit moeilik om onderwysers te kry wat fisiek en wiskunde en rekenkunde kan aanbied in 'n klas in Afrikaans? Ek dink is definitief een van die faktore wat daartoe inspel, is dat ons nie meer 'n goeie gekwalifiseerde onderwysers het wat daai spesifieke vakke aanbied nie. En ek dink ook wat bydraende faktor tot dit is die onderbou van kinders. Ek dink ons kan nie meer sê oor vroeë kinderontwikkeling en hoe belangrik dit is om die fondasie te lê tot hierdie goed nie. Jy kan nie 12 jaar wag tot 'n matriekeksamen om dit eers agter te kom nie. So die fondasie is 'n baie groot belangrike faktor wat ons in ag moet neem. Ja. So jy is byvoorbeeld, ja. Wat ons nou ook gesien het is dat in sekere provinsies is daar glad nie meer Afrikaanse onderwysers algemene vakke. Ja. Kom ons sê nou maar geskiedenis in Afrikaans kan aanbied nie. Ek dink in die Oos-Kaap is daar 'n duidelike neiging wat sê hier's Afrikaanse skool, maar ons kry net Engelssprekende onderwysers om te kom onderrig. En dit skep 'n probleem. Ja. Sal jy sê daar is 'n korrelasie tussen leerders wat moedertaalonderrig ontvang en die geletterdheidssyfer in die land tot 'n mate? Beslis, ek dink dit is wêreldwyd is dit so. In lande waar daar moedertaalonderrig is, sien ons dat selfs die BBP van die land is hoër as in lande waar dit nie is nie. Ja. So daar's 'n duidelike korrelasie, moedertaalonderrig en die belang daarvan. En belangrik, die aanspraak vir Afrikaanse moedertaalonderrig versterk ook die aanspraak vir ander inheemse tale in Suid-Afrika vir moedertaalonderrig. En ek dink ons moet by daai punt kom dat ons besef ons doen ons kinders se onreg aan om hulle in 'n tweede of selfs 'n derde taal te onderrig. Rudolf, ek vir jou vra, die meeste onafhanklike skole bied die IEB eksamensisteem. Hoe verskil dit van gewone openbare skole? As ek dit nou kan eenvoudig opsom, ek dink die eksamens is meer gefokus op uitvoering as die oordrag van kennis of die gebruik van kennis eerder as die oordrag van kennis. As ek 'n simpel voorbeeld kan gebruik in 'n biologie vraestel, sal jy byvoorbeeld in 'n tradisionele vraestel 'n prentjie van 'n hart kry met 10 kenmerke van die hart wat jy net moet opnoem, en in 'n
IAB-eksamen sal jy dalk 2 prentjies van harte kry, een wat mooi is en wat nie so mooi is nie, en sê aan die hand van die 10 kenmerke verduidelik die verskille. So dis baie meer toepassing. Ek dink die tweede groot verskil is die integriteit van die merkproses. Daar's 'n stewige proses rondom hoe keer hulle merkers. So jy sit nie in 'n situasie waar jy noodwendig dalk 'n tweede taal Afrikaans sprekende persoon kry wat 'n Afrikaanse vraestel merk nie. So hulle is baie noukeurig rondom daai proses. En dan dink ek die groeiende tendens in die IAB gebruikers in die laaste 3 jaar het hulle van omtrent 14,000 matrikulante na amper 17,000 gegroei. Die aantal privaat skole het van ongeveer 240 na amper 270 toegegroei. So daar's definitiewe tendens van meer en meer mense wat hierdie eksamen gebruik en die eksamen kry goeie resultate. Hierdie laaste 2 jaar was hulle by die 98% slaagsyfer en amper 90% wat kan gaan universiteit toe gaan met daai matrieksertifikaat. Ja. Dan die Afrikaanse onderwysnetwerk het 'n baie belangrike werk om te doen, maar daar is so baie wat gedoen moet word. Waar begin julle? Ons kan nie op ons eie dit alles vermag nie. En dit is vir ons belangrik om in 'n netwerk van vennote saam te werk. En deel van die AON se werk is spesifiek die koördinering van strategieë om saam met vennote waar 'n vennote spesialis aanbod het, daai aanbod te koördineer binne 'n bepaalde gemeenskap, die behoefte van skole, van departemente en dies meer. So in die lys van vennote het elke vennote 'n besondere bydrae om te lewer. So in die pipeline van VKO reg deur tot op tersiêre vlak maak ons seker dat Afrikaanse onderwys gesond en veilig is. Maar die vennote se bydrae daartoe is natuurlik bepalend. So mos dit dan ook 'n rol om te speel daar moedertaalonderrig in onafhanklike skole. Hoe kom julle by julle doelwit uit? Ja, ons is een van die vennote wat natuurlik die beperking tot openbare onderrig wil probeer vul. Ons poog om Afrikaanse skole reg oor die land te groei en of dit nou is waar ons hande vat met 'n openbare skool deur 'n kleuterskool naby die skool op te rig wat 'n voedingsbron vir die openbare skool is en of dit nou is om in gebiede waar daar glad nie meer enkel medium Afrikaanse skole is, Afrikaanse skole te bou nie. Dit is wat ons wil doen. En dan het ons ook 'n aanlyn tuiskooldiens wat juis op daai plekke waar dit nie finansiëel volhoubaar is om 'n skool te kan bou nie, steeds kwaliteit Afrikaanse onderrig te kan verskaf. Ja. Hoe kan ons kykers betrokke raak by albei inisiatiewe? Ek hou net die pers dop. Luister. Kyk, goeiemôre, good morning. Ja, so ek wil nou sê. Kyk net 'n bietjie af en toe TV vir die regte redes. Maar belangrik om te kyk na die geleenthede wat daar is. Ek meen in tussen die MOS, die AON, al ons ander vennote, daar's gereeld uitnodigings na kongresse, na gesprekke, na die feeste wat daar is. Op alle feeste is daar iewers 'n gesprek oor Afrikaans of oor moedertaalonderrig of vroeë kinderontwikkeling. Raak betrokke en motiveer ook jou kind om in sy of haar moedertaal met my te kommunikeer. En dit hoef nou nie vreeslike suiwer te wees nie, maar net suiwer om te praat van die regte woordeskat, die regte keuse, lees. Al daai tipe van aksies dra tog by. Waar kan mense meer inligting kry? Van beide ons organisasies kan jy op die webwerwe gaan, op die AON kan jy by aonetwerk.co.za en van die MOS kan jy op diemos.co.za baie inligting kry om op te lees. Baie dankie, dis altyd so insiggewend om met julle te praat. Regtig 'n lekker begin vir my oggend. Ons maak net hierna tyd vir 'n bietjie kultuur waarin ons op 'n interessante redenaarskompetisie gaan fokus. Because freedom shouldn't have limits. With iGlide mobility scooters, every ride brings confidence, comfort, and independence. Regain your freedom, one smooth glide at a time. Reliable rides for life's journeys, built with care and crafted for comfort. Sit back, relax, and enjoy the view. Effortless mobility, endless possibilities, where freedom rides with you. iGlide, the future of movement. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar
hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Inkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Inkanda. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lotterspine glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe denne. Lotterspine, ons is denners goed. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op die tong af, oftewel on the tip of your tongue, word beskryf as Suid-Afrika se grootste aanlyn openbare redenaarskompetisie en projek. Die stigter Essie Venter en die projekbestuurder Foster Venter sluit nou aan om meer uit te brei. Baie welkom aan albei van julle. Goeiemôre, good morning. Kyk, hier is my so oulike inisiatief, so ek kon nie wag om hieroor te gesels nie, maar ek dink die belangrikste vraag is waarom 'n aanlyn openbare redenaarskompetisie en projek? Weet jy, ons het toe COVID begin het ons oorgeslaan. Ons het koppe bymekaar gesit en gedink, jy weet, wat gaan ons nou doen? En toe het ons met hierdie aanlyn kompetisieplatform begin en van daar af het ons nooit weer teruggekyk nie. Dit het gegroei en nou is dit die grootste in die land. So ons is verskriklik opgewonde daaroor. Dit stel kinders bloot aan die tegnologiese era waarin ons lewe nou. So dit is vir ons baie belangrik en ons fokuspunt as 'n nuwensgewende organisasie ook is dat elke kind in Suid-Afrika die geleentheid kan kry om te kan praat. Ja. Dat die jeug bemagtig word op daai manier en hulle voorberei vir die toekoms en die moderne werksplek eendag en so. Ja. So dit is hoekom ons die tegnologiese kant inslaan en dan ook natuurlik vir ons impact footprint, jy weet, want dit is vir ons belangrik om 'n fokuspunt is toeganklikheid en volhoubaarheid in ons projek en ons werk daarteen. Ons wil elke kind in Suid-Afrika bemagtig om te kan praat en dit is 'n baie goeie manier om by daai mense uit te kom wat nie noodwendig die platform of geleentheid het nie. En dit is wonderlik. Essie, jy's nou die stigter. Op watter vaardighede word daar gefokus? Kyk, jou eerste vaardigheid wat jy moet hê om voor mense te praat is selfvertroue. Natuurlik, ja. En daarna kommunikasie. Ja. Kommunikasie is een van die belangrikste vaardighede as jy vat wat in die toekoms gaan gebeur of nou hier waar ek en jy besig is. Ja. So om iemand te bemagtig om net te sê wat hy voel en ons fokus is om die wêreld te verander, iemand se onmiddellike omgewing te verander en ons land te verander.
en leiers te bemagtig om te praat. So as jy kommunikasie vat, is dit die manier hoe ons met mekaar praat in hierdie 11 verskillende tale. En ons hoop om, soos Foster te sê, almal aan die gang te kry en te praat. Praat oor ons probleme, want dis nie net daardie vaardigheid wat jy ontwikkel nie, dis analitiese en kritiese denke. Dit is woordeskat uitbreiding as dit kleintjies is. Dis net 'n groot prentjie en op die ou end dan kry jy iemand wat sy sê kan sê. Ja, en ek dink dinge kreatiwiteit verander. ook, ja. So jy verwys nou na almal, wie is almal en waar kan mense meer inligting in die hande kry? So almal is almal. As jy as jy 'n ouer is of as jy onderwyser is, as jy 'n spreker self is en jy het behoefte om deel te neem en hierdie vaardigheid te ontwikkel, dit is so belangrik vir die werksplek eendag soos ek sê. So dis nie net vir die kinders nie. So nee, dit is die ouers en die onderwysers wat dan inskryf of hulle kinders ondersteun. So ons bied ook landwyd bied ons aanlyn kursusse aan. Hoe skryf jy jou toespraak? Hoe benader jy dit? Hoe lewer jy dit met impak voor 'n gehoor? En dit is dan gefokus op ons onderwysers, ouers, afrigters en die sprekers self. So hulle kan deel wees van hierdie aanlyn opleiding en dan kan hulle gaan inskryf ook. Alles gebeur aanlyn op ons webtuiste, so ons lewe in die digitale era. Alles. Wat is die webtuister? So dis www.opietongaf.co.za en alles word in Afrikaans en in Engels aangebied, ja. Dis inklusief. Ja, dis tweetalig en ek dink dit is ook wat hierdie platform spesifiek so laat uitstaan. Isie, hoe lyk die belangstelling? Jy weet, want ek onthou destyds toe ek nou op skool was baie jare gelede, ons het daarvan gehou om aan redenaars deel te neem, maar is dit nog iets wat gewild is? Wel, ja, ek dink dit is, maar dit is net 'n klein hoeveelheid kinders wat regtig daaraan blootgestel word. Ja. So, as jy kyk na rugby, as jy kyk na cricket en jy kyk na revue en jy kyk na die ouens wat kom praat, dan is dit 'n klein groepie teen die gros wat nie praat nie. So ons wil daai kinders betrek, ons wil hulle ook bereik. Die wat, want 'n sportman moet kan praat. Natuurlik, ja. Almal moet kan praat en almal het 'n tong, so almal kan dit doen. So ek dink ons is hier om hierdie kinders te bemagtig en om vir hulle toeganklik te wees. Ja. Dis die digitale platform. Want ons het kinders wat byvoorbeeld nie so wel af is nie. Wat nie busse kan bekostig nie. Ja. Maar wat byvoorbeeld in 'n klein kamertjie met sy wifi kan deelneem. En dan ek gaan jou daar in die rede met val die tyd het ons ingehaal. Maar ja, baie dankie dat julle by ons kom kuier het en baie sterkte ook met die platform. Ons is nou weer terug. Nou ja, toe, die Piano Graveyard Revival projek is deel van die internasionale klavierkompetisie en fees wat volgende jaar in Maart deur Cape Piano aangebied gaan word. Hulle visie is om 'n verskil te maak en met die projek word daar beoog om ou klaviere op te knap wat dan weer geskenk gaan word. Die artistieke direkteur van Cape Piano, Prof Nina Skuman, gaan nou vir ons meer vertel. Nina, goeiemôre en baie welkom. Goeiemôre, baie dankie. Lekker om saam met julle te kan kuier. Vertel net gou vir my, wat behels die internasionale klavierkompetisie in 'n netedop? Man, ons beoog vir dit om een van die grootste kompetisies in die wêreld te wees. So, jy weet, daar is natuurlik die World Federation of International Music Competitions wat baie spesifieke riglyne het. En dit is waar volgens ons die kompetisie gaan skool. En dan saam met dit gaan ons ook 'n fees hou, 'n klavierfees met konserte wat sommer op die wonderlikste ongewone plekke plaasvind. Ons hoop 'n klavier op Tafelberg sal ook daar wees op die prentjie en dan laastens hierdie Piano Graveyard Revival wat ek besonder excited oor is. Ja, ek waar die idee vandaan gekom, want ek moet daarom net ook vir jou sê, ek is kinderlik opgewonde saam met julle, want ek sou nou reken as iemand my moet vra, wat is jou gunsteling instrument, gaan klavier verseker heel bo aan my lysie wees. So, die Graveyard projek wat julle het, waar het jy aan die idee gekom?
Man, ek sê op hierdie stadium sê ek dit is sosialisme op sy absoluut beste. Ek dink almal van ons ken iemand wat 'n ou klavier het wat nie teen staan in die hoek as dit nie vir 'n gin kabinet gebruik word nie. En jy weet, elke klavier het ook 'n storie daar agter. So ek dink dis 'n kwessie van om mense bymekaar te kry, want hierdie klaviere hulle kan 'n tweede lewe kry. So ek is besonder opgewonde want vanoggend word die eerste klavier opgetel in 'n Randburg en gaan dan afgelaai word by Tutukani Music Conservatoire in Soweto. En van wat ek verstaan, hierdie program in Soweto het nog nooit 'n regte klavier gehad nie. So jy kan net dink wat 'n verskil dit gaan maak in daai opvoedingsstelsel. Is dit ook maar die hele idee, jy weet, om in juist organisasies soos daai te eien en dan vir hulle hierdie opgeknapte klaviere te skenk? Ja, en ek dink, jy weet, daar's een voorwaarde wat ons baie erg oor is, en dit is dat die persoon wat die klavier skenk, moet die storie van die klavier dokumenteer. Jy weet, of dit nou in 'n e-pos of 'n briefvorm is, en dit word dan gedeel met die organisasie wat die klavier ontvang, en natuurlik vice versa ook, so dat daar 'n koneksie is. Jy weet, dit is 'n klavier is nie net 'n meubelstuk nie, dit is iets lewendig. Waarom dink jy sulke projekte of inisiatiewe belangrik en jy weet wat 'n verskil maak dit in gemeenskappe? Wel, kyk, ons almal weet, jy weet wat die belang is van musiekopvoeding, jy weet kognitief, dit is ongelooflik belangrik. En ek dink ek praat die hele tyd van die koneksie wat so ongelooflik belangrik is. Ek dink, jy weet, you have the haves and the have-nots, en daar is 'n manier wat mens die twee bymekaar kan bring, en ek dink dit is die konsep hier agter. Vir my is dit win-win. Hoe sal ons kykers kan kontak maak as hulle nou 'n bydrae wil lewer, Nina? Asseblief gaan op ons webwerf. Almal kan dit spel, dis baie maklik, kaipiano.com. En julle sal sien daarop is daar heelwat moontlikhede. Daar's 'n klik wat jy kan druk en dan sê dit donate a piano, maar mense kan ook op ander maniere bydra, soos byvoorbeeld, jy weet, daar is natuurlik koste aan die vervoer, die klaviere word gestem, daar word dalk meganiese werk gedoen, ensovoorts. Ja, so ek dink hierdie projek tot dusver die reaksie is absoluut verstommend. So ons het 'n hele paar klaviere wat nou op pad is, amper op die pad na hulle volgende destinasie. Dit klink sommer baie opwindend en net so ter afsluiting. Hierdie kompetisie gaan glo ek sy eie stempel afdruk met konserte op ongewone plekke. Jy het nou iets genoem van bo op Tafelberg. Vertel ons 'n bietjie meer. Ja, kyk, ek dink die idee hier agter is ons wil klassieke musiek so wyd as moontlik in die publiek inkry. En jy weet, in plaas van die tradisionele konsertsale wat die kompetisie in elk geval gaan plaasvind, wil ons ook wys dat jy kan klassieke musiek, jy hoor dit oral. Ek het toevallig gister het ek 'n onderhoud geluister na die CEO van die Kaapse Filharmoniese Orkees, wat hy gesê het, ons besef nie, maar klassieke musiek is oral om jou. As jy in die lift inklim, dan hoor jy klassieke musiek. As jy Lord of the Rings gaan kyk, dan het jy ook klassieke musiek. So dit is net 'n manier om dit meer toeganklik te maak vir mense. Nina, vreeslik baie dankie, sterkte met die projek en ek is seker ons gaan definitief kom inloer en ek kan nie wag om net te sien hoe daar nuwe lewe gegee word, nie net in die klaviere nie, maar ook aan die om gemeenskappe aan wie hulle verskil gaan maak. Bly ingeskakel, want net hierna gesels ons met 'n baie spesiale gas. Dis niemand anders dan die as ons eie Ros, bly net waar jy is. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom.
Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfskilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. I lost my mom a few years ago. It was the lowest I'd ever felt. And you know, when you're in that space, it's really hard to get out of it until something pulls you out of it. And for me, it was Enzo. He filled an empty void. He filled an empty space. And when he came into my life, he made my life soft-hearted. There's nothing that I wouldn't do for Enzo, and that's why we picked Dotsure. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Die ideale man is baie soos die perfekte stoel. Sterk, betroubaar, hard waar hy moet wees en sag op al die regte plekke. Enkanda vervaardig kwaliteit handgemaakte meubels plaaslik. Stylvol, modern en trots Suid-Afrikaans. Kom tuis met Enkanda. Die 2026 South African Film and Television Awards, oftewel die SAFTA-benoemings, is verlede week bekend gemaak. Die toekenning skep 'n geleentheid om die talent van die bedryf vir hulle uitsonderlike werk in verskeie genres en verskillende platforms te erken. Nou ons eie Roseanne McKenzie is benoem in die kategorie vir beste TV-aanbieder van Geldhelde op Via en is vandag my voorreg om haar as gas op Goeiemôre Good Morning te verwelkom. Roseanne McKenzie, baie welkom hier by ons. Goeiemôre Elsa, dis wonderlik om hier te wees. Dis 'n mooi stel wat julle het hier, né? Nee? Fantasties. Ja, ek wonder net waar is ons tee? Kan jy gou ons 'n plan asseblief? Ek wil graag met jou 'n teetjie saam met jou drink. Ja. Maar nee, dis regtig 'n voorreg om vandag met jou te kan gesels en baie geluk met hierdie benoeming. Dankie. Ons weet jy gaan hom inpalm. Jy weet, dis nou net 'n kwessie van tyd. Baie dankie Elsa, ek moet vir jou ook natuurlik baie geluk sê met jou nuusleser pos en geleentheid wat jy nou aangegryp het daar by NCA. Dankie. Maar dit is vir my regtig 'n wonderlike prestasie net om die erkenning te kry vir werk wat jy insit. Ek dink dit is regtig fantasties. Ek is baie opgewonde hieroor, ja. Ja, want jy beskryf dit as 'n droom wat waar geword het, nê? Dit is, nê, want ek is al amper 20 jaar in die televisiebedryf. Takes 20 years to become an overnight success. En kyk, hier's ek nou met my SAFTA-benoeming, maar ek dink vir Geldhelde is dit net vir my extra special, want ek het die heel eerste seisoen van daardie program aangebied, jare terug. En toe het ek 'n paar van die seisoene nie gedoen nie, want dit was baie reis betrokke en ek verkies nou meer om meer studiowerk te doen en meer by my kinders en my gesin te kan wees. Maar toe, hulle nou met seisoen 5 begin, met Momentum Geldhelde, toe het Lizette Strydom van Lizette Strydom Films my gebel en vir my oortuig dat ek hierdie seisoen moet doen en ek kan net vir haar en daai span
ontsettende groot dankie sê dat hulle nou vir my terug in die veld gekry het, want ek het myself so geniet om op hierdie program te kan werk. Dit was lekker en om erkenning te kry daarvoor terwyl dit iets was wat ek so geniet het, dit maak dit selfs beter. Wel vir diegene wat dalk nou nie weet nie, net so vinnig, waaroor gaan Geldhelde presies? Geldhelde is 'n program op Via wat geborg is eintlik deur Momentum. En Momentum het eintlik hierdie program bymekaar gesit jare terug toe ons daai eerste seisoen gedoen het om vir mense meer finansiële geletterdheid te gee en om opvoeding te verskaf op 'n pret en net 'n minder ernstige en meer toeganklike manier. En dit dink ek is hoekom die program so lekker is om te doen, want ek leer ook baie, want daar's finansiële raadgewers, daar was in die afgelope seisoen wat ons gedoen het ons so lekker game show gespeel, ons het met die deelnemers gaan praat by hulle huise, ons het gekyk, wat is die finansiële kwessies waarmee hulle struikel en ons het in elke episode op iets gefokus en vir daardie deelnemers net meer inligting gegee oor hoe hulle finansiële lewens en finansiële geletterdheid beter kan bestuur. En dit was heerlik, dit was wonderlik, soveel pret gewees. Wel, ek kan sien dat jy dit baie geniet het. Ek kan dit duidelik agterkom. So nou die belangrikste vraag, hoe en waar kan ons vir jou gaan stem? So ek is in die een kategorie of 2 kategorieë waar daar 'n stemproses is. Geldhelde is natuurlik as program ook benoem vir SAFTA, vir beste opvoedkundige program. So dis baie maklik. Dit is hulle noem dit USSD. So dit is daar 'n ster en 'n hash ding. So jy maak jou foon oop, dan druk jy sterretjie 120 sterretjie 322 nee, laat ek weer begin. Sterretjie 120, kom doen dit daar. Ek gaan nou dadelik doen. 32020. Hitsmerk. Dan sal jy inkom en sê dit kos R1.50. Ja. Is jy bereid om daar R1.50 te betaal? Elsa, is jy? En dan druk jy 1 vir Best TV Presenter. En dan is daar sulke bladsye waar ons almal se naampies is. Jy wil by bladsy 3 uitkom, so jy druk 0. Dan druk jy weer 0. Ja. Dan druk jy 7, want my naam sê Roseanne McKenzie Geldhelde 7. En dan sê dit your vote has been successfully submitted. Nou daar het jy dit. En dit kan jy oor doen. Nee. Die hele tyd. Okay, wag, Just keep doing it. Just keep doing it. Koop jou 'n airtime en doen dit. Want weet jy nie, die mense in die kategorie waarin ek benoem is regtig fantastiese aanbieders. Ek is in 'n kategorie met Govan Whittles van Carte Blanche, Debbie van die TV show, Mablair wat Real Housewives of Durban gedoen het, Stacey Holland van Let's Play wat iets te doen op Supersport. So dit is mense wat regtig groot following het en wat 'n fantastiese loopbaan ook self opgebou het. En dit is my groot voorreg om ook in hierdie kategorie te wees met hulle, maar ek wil baie graag wen. Dit gaan ek nou sê hier op regstreekse televisie om 7:15. Ek wil, want ek dink die erkenning is wonderlik, maar as die publiek ook stem en ook dink dat jy die beste TV-aanbieder in die land is, dan who am I to argue with that? Maar dit is absoluut so. En ek bedoel, jy weet ons is baie lief vir jou. Ja. En ons hou albei duime vas, almal van ons. Terwyl jy nie daai duime gebruik om knoppies te druk om te stem. Presies net so. En ek sê vir jou, gaan haal hom. Dankie. Soos ek met 'n vorige toekenning al ook vir jou gesê het en jy het dit verragtig gedoen. So ons hou vir jou dop. Jy weet ek is opreg bly saam met jou dat jy benoem is. En ja, ek sien uit daarna om 'n opvolgonderhoud te voer en met die toekenning hier. I think that opvolgonderhoud must be win or lose. Kom ons gesels met haar. Kom Rosie! Dankie Pieter. Ons beste cheerleader, net daar van die kant af, Pieter. Bly ingeskakel, ons kyk nou weer verder. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows
Ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Los skuld agter met AfriSkuld. Whether your style is trendy, classic, or whether you are more practical, with an impressive range from classic gold to colorful fashion pieces, Hallmark has been providing quality timepieces at affordable prices for more than 30 years. Hallmark has a style for everyone and every occasion. Leave your mark with Hallmark. Weekends are there for you. To braai a chop, to enjoy the game, and all those other things. From mowing the lawn, removing grime, rust-proofing the braai, and even refinishing the bath. Rust-Oleum's wide range of products will get the job done, so you can get back to enjoying the things you love. Rust-Oleum, we've had your back since 1921. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luxe safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ons het 8 dubbelkaartjies per aand om weg te gee vir Rock My Wêreld wat op 27 en 28 Maart by die Theatre of Marcellus by Emperor's Palace plaasvind. Met kunstenaars wat insluit Nicholas Lou, Dozy en Pietman Geldenhuys op een verhoog kan jy uitsien na oorspronklike liedjies en saamsing treffers. Besoek ons sosiale media om in te skryf en dalk sit jy volgende maand heel voor in die gehoor. Hier is ons volgende gas met haar spiksplinternuwe liedjie en musiekvideo Abnormaal. Dis baie lekker om jong talent in die musiekbedryf te verwelkom, is natuurlik baie opwindend en daarom het ek vanmôre vir Karin genooi om saam met ons te kom kuier in die ateljee met daai nuwe liedjie van haar Abnormaal. Ja, hallo Pieter. Niks abnormaal daarin is vrek lekker. Nee, baie lekker. Ja. Love it. Hoor jy, en wat geniet jy nou die meeste? Want vertel vir my nou 'n bietjie, ek meen waar kom jy vandaan, op watter ouderdom het jy begin? Dis vars, jy's 'n lentebries. Ja, dankie. Ek sing nog altyd. Ek dink nie daar's 'n tyd wat ek gesê het ek begin nie. Ek dink my ouers het van vroeg af gewens ek bly bietjie stil. Maar ek kom van Kreersdorp af, ook nog altyd daar. So een plek, my ding, al die pad nog heeltyd. Hoor jy, en waaroor gaan Abnormaal? Net so vinnig. Ek weet ons nou so 'n teasertjie vir die mense gespeel en self beloer. So Abnormaal waar ek vasvang, nie net daai typiese alles is lekker mooi en mooi as jy verlief is, maar die goals wat saam met dit kom van jy verander bietjie wanneer jy verlief is. Jy dink heeltyd aan daai persoon, jou roetes verander, al daai goals vasvang van verlief wees. So dis tipies daai ding, weet 'n ou dink glad nie meer stryd soos hulle sal sê in Engels nie. Jy's verlief en jy dink nee, wag, ek moet myself net gefokus hou, maar dan kom al daai goedjies en dis wat jy in die liedjie saamgevat het. Presies dit. Self geskryf? Ja, ek het saam met Igor Ludik en Nick Jordaan het ek Abnormaal geskryf, maar meeste van die soos die vers en goedjies het ek geskryf. En wat is vir jou die lekkerste deel van die skryfproses? Was dit 'n uitdaging of is dit iets wat maklik kom?
Hierdie was 'n liedjie wat 'n hele ander skryfproses as gewoonlik is, baie langer gevat, want ek wou baie graag ook die publiek se inset hê op dit sodat ek dit so relatable as moontlik kan maak. So ek het van die publiek se stories en wil ek vra hoe beskryf jy verlief wees en dit saam met my storie probeer in mekaar sit. So dit was 'n lekker lang proses, maar dit was baie lekkerder eintlik as om net alleen te sit en te skryf. Daar was seker 'n paar lekker surprises, net wat ek meen, ou het ons maar jou eie perspektief oor hoe jy liefde ervaar of verliefdheid ervaar, maar dink jy ook daar was baie raakpunte van mense? Daar was regtig, ek dink baie mense het verduidelik ook hoe onverwags dit gekom het. Soos hulle het dit glad nie verwag nie en toe is daai persoon daar en alles verander net in 'n oogvink. So dis een ding wat ek definitief soos 'n relatability tussen almal kon sien. So dis hoekom ek ook jy was onverwags die eerste lyn gemaak het van die koor, want ek dink baie mense verwag dit nie en dan skielik is daar. Verliefdheid kom soos 'n tandpyn in die nag. Jy het nou gedink ek gaan sê soos 'n dief in die nag, maar nee, hy sluit op soos 'n tandpyn. Vertel my 'n bietjie van die musiekvideo. Dit lyk of jy baie pret gehad het daarmee ook. Ag, dit was baie lekker. Ek het al my vriendinne saam met my gehad, ook in my beste vriendin se huis geskiet, so dit het gevoel soos die tweede huis. So dit was baie lekker. Ons wou daai tipiese gevoel vasvang van die oomblik as jy 'n ouetjie ontmoet. Is die persoon waarna toe ek hardloop, my beste vriendin. En ons geen lekkerder plek as om te praat oor hierdie ouetjies as by 'n sleepover saam jou vriendinne nie. Dit waar al die skinder gebeur. So ek wou daai gevoel vasvang in D&D en Stefan Kloppers het dit perfek vasgevang in die video. So wat wil jy met mense huis toe vat as hulle nou na Abnormaal luister? Ek dink hulle moet nie alleen voel in daai mal gevoel van verlief wees nie. Soos nie net daai tipiese romantiese liefdesliedjie nie, maar daai fun gevoel, alles skielik mooi en lekker as jy verlief is. So ek wil hê mense moet relate en saam kan sing. Ons gaan nog baie meer van jou hoor, glo ek, en hoop ek. Hoop so, definitief. Hierdie is natuurlik op al die musiekplatforms en goeders beskikbaar. En toe ek nou oor die klavier gesels, jy doen ook klavierlesse, is nie? Ja, ek doen klavier en vocallesse by Robin Studios. Juffrou, Karin, baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier. Nik was abnormaal hieraan nie. Dit sal wel wees as jy nie gou weer kom kuier nie. Nou ja, dis al van ons kant af wat vir oggend aan betref. Moenie vergeet van ons heruitsendings om 10:00 en 2:00 in die middag nie. As jy dalk so 'n bietjie laat was met die TV vanoggend. Môreoggend is ons terug op ons plek met net die beste en die lekkerste om jou 'n goeie môre en 'n good morning te gee. Van ons almal tot môre. Ek hoop jy het 'n lekker dag. Baie lekker dag. Bye bye. Maak reg Suid-Afrika. Rock my wêreldtrip. Empress Palace by die Theatre of Marcellus op 27 en 28 Maart. Beleef 'n ongelooflike live show met Dozy, Nicholas Lou en Pietman Geldenhuys. 'n Reis deur hulle grootste treffers en gewilde saamsing liedjies wat almal ken. Moenie hierdie show misloop nie. Kry jou kaartjies nou by Blue Blood Tickets. Rock my wêreld. Kom sing saam. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.